voor ons begin goed. Filippense, Filippense so ver kyk, maar het gevorder na vers 27 tot 30, wat eintlik 'n oorgangsstukkie is van die voorafgaande 1 tot 26, en loop eintlik aan een met hoofstuk 2 van Filippense regdeur tot vers 11. So, maar kom ons kyk wat sê hierdie brugstukkie wat ons, as ons dit so kan noem. Nou, Paulus sê, nog net dit, nou hier is 'n voegwoord, nog net dit, hy het al die dinge van tevore gesê, hoekom hy verlang liewer te sterf en by Christus te wees, maar dit beter is vir die Filippense, omdat hy hulle bly, en hy het vertel van die twee soorte leraars, die met valse motiewe, nie mense wat 'n vals evangelie verkondig, mense wat die waarheid verkondig, maar tog met vals motiewe, ons het daarna gekyk, van sy eie verdrukking wat hy gesê het, en dan kom hy nou by hierdie gedeelte, en hy sê nog net dit, tree so op, dat dit die evangelie van Christus waardig is, sodat of ek kom en julle sien, of nie teenwoordig is nie, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan, en met een siel saam stry vir die geloof in die evangelie, en julle in geen opsig deur julle teenstanders laat afskrik nie, want vir hulle is dit 'n teken van ondergang, maar vir julle is dit 'n teken van redding. En dit kom van God, omdat dit immers ter wille van Christus aan julle as 'n gawe gegee is, nie net om in hom te glo nie, maar ook om vir hom te ly. Sodat julle dieselfde stryd kan stry wat julle my sien stry en waarvan julle hoor, of nou hoor, dat ek nog steeds stry. Nou, in die ander vertalings is daar nie 'n oorbeklemtoning van die woord stry, die woord agonizomai, wat te doen het met agonize en swaar kry nie. Ek het probeer om die ding vir julle in een vers te lees, wat eintlik in die Griekse struktuur is dit een vers, aan mekaar. So jy kan sê, omdat, want, omdat, dis hoe Paulus geskryf het. Hy was 'n hoë intellektueel, so hy het geweet hoe om Grieks te skryf. Daarom gee hy hierdie bemoediging, en ons gaan stilstaan, ons het verlede week stilgestaan by die 3 verse om te sê, hoe stry ons saam? En ek het hier 'n PowerPoint gehad om vir julle te wys. Miskien kan julle kyk daar by die PowerPoint van hoe Romeine saamgestry. Want Paulus skryf hierdie boek, kan daar by die PowerPoint kyk hy. As hy sê stry saam, aanhoudend gebruik Paulus die woorde van die verdediging of bevestiging van die evangelie. Ons het gekyk van tevore na ons het gepraat van die dag op die kus van Normandië, toe die geallieerde magte die Duitse laaste vesting bestorm het en oorwin, en hoe van hierdie soldate hulle self oor die doringdrade gegooi het, sodat hulle troepe oor hulle kan marcheer, sodat hulle die Romeinse vesting kan inneem, die Duitse vesting kan inneem. Maar as jy mooi kyk na wat Paulus hier gebruik, weer eens in die ESV, die English Standard Version sê dit eintlik, julle moet sy aan sy staan, in een sin, in een, one of mind, one of soul, one of spirit, staan saam, en dit gee die idee, weer eens Paulus, wie die mense wat kyk na die konteks van die brief, Filippense is geskryf, aan 'n kerk wat vol Romeinse soldate, oud Romeinse soldate gesit het. Want Filippi was klein Rome. As jy nou wil spog by mense, dan lê jy vryt dit onder hulle neus en jy's 'n Romeinse burger. Jy is ver van Rome af, maar ons is klein Rome. Want jy sien, Caesar en die generaals het hierdie soldate wat hulle wil beloon, het hulle soontoe gestuur as beloning, om in Filippi, die stad, dit was nie 'n dorpie, dit was 'n stad. Dan word jy beloon, jy was 'n goeie en getroue soldaat aan Caesar, daarom mag jy nou hierdie gedeelte erf binne in die stad. Ander is van tevore verbande soldate, straf, want hulle klein plekkies kry om te bly, hulle is oorwin, maar hulle moes trou sweer aan Caesar, aan keiser. So, nou kan ons verstaan, waarom gebruik
Paulus aanhoudend militêre terme, want dit is reg deur die boek, wat hy praat van, vers 7, die verdediging en bevestiging van die evangelie, vers 12, die bevordering, die advancement, so scouts, of rekkies onbekende gebiede gaan verken, dis dieselfde terme wat daar gebruik word, vers 15, ek is bestem om die evangelie te verdedig, die Griekse woord kaimai, wat beteken 'n militêre term, om 'n soldaat te sê, jy dien op hierdie wag, van middernag tot 8 uur is jy op hierdie wag, van 8 uur tot 12 uur is jy op hierdie wag, dis die woord wat kaimai wat hier verwys, so hy hou aan om hierdie militêre term te gebruik. Maar om terug te keer na Paulus, wat vir ons hier so skryf, want hy skryf vir homself, want hy weet hy self is 'n goeie soldaat. Ons weet hy het op 'n stadium gesê, ek het 'n goeie wedloop voltooi. Maar hy sê ook, veg soos 'n goeie soldaat, klei soos 'n goeie soldaat. En ons weet hoe Paulus ook in Efesiërs 6, wat gebruik Paulus in Efesiërs 6? Die geestelike wapenrusting. Dis 'n Romeinse soldaat se volle wapenrusting. Maar hy sien homself as 'n reeds oorgegee aan die Here Jesus Christus, en nou gee hy hulle, die Filippense, hierdie opdrag, dat hulle ook soos hy moet lewe. Sou aan die einde van, of vers 30 sê, stryd dieselfde stryd wat ek gestry het, dis weer eens militêre terme, stry soos ek gestry het. Want hy weet dat sy lewe kort is, hy weet dat hy sy lewe gaan aflê vir Christus, een of ander tyd. Soos ons almal, dit sê ons almal het 'n vervaldatum. We all have an expiry date. Dit is daar, klaar geskryf. God weet presies wanneer. Tot dan, sê Paulus, sal ek my lewe toewy aan Christus, as ek by julle is, gaan ek julle ondersteun, as ek nie by julle is nie, woon ek by Christus in, dit is vir my by verre voordeliger. Maar wat bedoel Paulus as hy in vers 28 of vers 27 sê, nog net dit, lewe 'n lewe wat waardig is van die evangelie van Christus. Lewe, daar so lewe, want julle moet die evangelie leef. Niemand anders gaan die mense die evangelie wys nie. Julle moet die evangelie deur julle lewens aan ander mense wys. You must illustrate, you must live in such a way that people can see God in you. Want mense luister nie altyd wat ons vir hulle vertel van Christus nie. Hulle kyk na ons, hoe Christus lyk. Daarom sê hy, julle moet onthou, julle is burgers van Rome, en Rome het sy eie stel wette. Hy sê, obey the Roman law, behalwe waar dit die evangelie teengaan. Wees gehoorsaam aan die owerhede. Onthou Paulus Romeine 13, wees gehoorsaam aan die owerhede. Hy praat daar nie net van die polisie, hy sê owerhede het mag deur die polisie en justisie om eintlik 'n land veilig te hou. Veronderstel, nie in Suid-Afrika heeltemal, maar die idee is daar. Maar hy sê, julle is nie net burgers van Rome nie, julle is burgers van die koninkryk van God. Wys vir hierdie mense deur die evangelie te lewe, hoe lyk burgerskap van die hemel? Want dit is waartoe ek geroep is, sê Paulus, en julle ook geroep word. En nou vertel hy vir hierdie, ek kan my voorstel, as hulle daar kerk gehad het, want dit was waarskynlik ook 'n kleinerige kerk in die begin gegroei het net meer en meer gewese soldate in die kerk omsit, bekeer. Want die eerste soldaat wat Paulus bekeer is natuurlik die Sipier, die tronkbewaarder van Filippi. Kan julle dit onthou? Waar Paulus geboei is en gebind is saam met Silas en hulle is geslaan en hulle is vasgebind. Dis 'n Romeinse soldaat wat die tronk opgepas het. Hy is die eerste Romeinse bekeerling en glo my, hy sou waarskynlik ook aan ander Romeinse soldate die evangelie vertel het. Nou maak Paulus seker hulle verstaan wat hy bedoel as hy sê staan vas, staan in een gees, een van siel, een van denke, een van hart, staan saam, staan Engels side by side, soos die Romeinse soldate oorlog gevoer het. Kan jy sien die heel voor is 'n ry soldate wat skilde het. Dink die vyande kan hulle pyle op hulle afvuur, gaan dit help. Dan is daar die middelsoldate wat hulle nie klein skilde nie, groot skilde hoor hulle ophou. En waarskynlik as hulle van agter aanval het, is daar soldate, hulle het almal hierdie groot oorlogskilde gedra. En hulle staan
standing side by side. En dis wat Paulus bedoel, staan sy aan sy. Ons kan nie op ons eie sy by sy, want there's a contradiction in terms. You cannot stand side by side on your own, because then you're solely on your own. Maar as 'n groep saam staan, sê Paulus, dit sal tot vir hulle 'n teken van ondergang, destruction. Dit sal lei tot hulle ondergang. Maar vir julle, tot julle redding, salvation, tot julle redding sal dit lei as julle by mekaar staan as 'n kerk. Een van sin, een van gedagte, wat hy later in hoofstuk 2 sal leer, wat 'n gesindheid Christen moet hê. Die twee gawes wat ons begin aanraak het, en ek dink ongelukkig moet ons dit 'n tema maak, wat Paulus sê, dit is nie net vir julle gegee om in Jesus te glo nie. As 'n persoon in Jesus glo, moet die persoon nooit opstaan en, o Here, ek het in U geglo, ek het eers na U toe gekom. Paulus sê dit is vir julle as 'n gawe gegee, charis, die gawe is vir julle gegee om te glo. Onthou wat sê Efesiërs 2 vers 8? Uit genade is julle gered deur die geloof, beide, uit genade, geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe charis van God. Dis vir julle as 'n gawe gegee. God het ons kom soek. Ons soek nie God nie. Niemand soek God nie, want God is nie verlore nie. Ons is verlore. God kom soek ons. Dis waar baie mense, dis kom ek daai vlieg gesit het. The day that you found me. God het ons kom soek, want ons was verlore. Dis 'n gawe gegee om gered te word. Nou, ons kan baie sê oor lyding, en dit is nie uitgeput nie. We won't exhaust the topic of suffering. Maar Paulus sê, lyde is ook 'n gawe van God. Verkondig die deursnee groot groep van kerke lyding. Verkondig hulle suffering. Het jy al baie boodskappe gehoor by kerke oor lyde? Swaar kry? Is iets waarom mens dans. Jy weet, jy wil nie aan dit raak nie, want dis 'n no. En dit is so relevant. Want Paulus meng hier woorde soos agonizomai, agonize, swaar te kry, te ly, dis 'n gawe om te ly. En die Filippense Christene is vervolg. Al was hulle 'n groot kerk, wat gebeur het, dat dit vir hulle gesê, as hulle nagmaal hou, is julle besig met kannibalisme en vampiere, want julle eet Jesus se liggaam, julle drink sy bloed. Dit maak julle niks meer as vampiere en kannibale nie. So hulle is gestigmatiseer. You see what type of people Christians are. Moenie met hulle meng nie. Hulle is immoreel. Hulle eet korpse en hulle drink bloed. Natuurlik soos dit daai tyd ook was, die mense het hulle eiendom verloor. As jy 'n Christen is jy die persoon wat te nagekom moet word, want jy's 'n Christen, jy's laer klas as die ander Romeinse burgers. Al het jy jou Romeinse burgerskap gekoop, toe ons vanoggend gepraat. Jy bly steeds 'n laer klas, want jy's 'n Jood, hulle het hulle genoem waar Jode Christene heidene genoem het, dogs. Wat sê die Romeine en die Grieke van mense wat nie soos hulle doen nie? They are barbarians. Ons speel Saterdag teen die barbarians. Dis waar die woord vandaan kom. Hulle is barbarians. Klassifiseer hulle, is nie deel van ons nie. Daarom is hulle ook vervolg en onder verdrukking. Paulus skryf, hy sê, die stryd wat julle my sien stry, moet julle ook stry. Weet dit dat julle gaan die stryd moet stry. Wie van ons hier kan lyde ontsnap? Wie is so sterk en so moedig om te sê, ek sal nie ly nie. Baie goed. Wat sê God daarvan? Jy kan enige tyd ly. Enige tyd ly, ons almal ly. Maar ons kom terug na die punt van lyde, en mense lees nie die Ou en die Nuwe Testament korrek nie, want lyde is reg deur die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dis nie 'n tema wat iewers gestop het nie. Het Jesus nie ook gesê in hierdie wêreld, Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal julle verdrukking ly. Te waarborg? Ja.
Met wie het hy gepraat? Hy het net met die 12 disippels gepraat wat die meeste van hulle dood is. Nee, hy het gesê, al my volgelinge neem kennis, in hierdie wêreld sal julle verdrukking ly. Paulus sê in Timoteus, hy wat 'n regverdige lewe lei, sal verdruk word, sal ly. Daar is tog 'n verskil tussen lyding vir Christus en lyde vir ander redes. Ons het nie 'n benul nie, en ek haal vir Atli uit weer wat sê, the term or the concept of suffering is a foreign term in the Western world and Western church. It's a foreign term. Ons ken almal die American gospel. Dis 'n vreemde konsep om te ly. But in die eerste kerk was dit 'n norm. It was a norm in the first church. Dit was 'n norm om te ly vir Christus. So ook vandag in die Ooste, is dit nie? Noord-Korea, China, Rusland, die Midde-Ooste, Irak, Afghanistan, lei die kerk nog steeds soos in die eerste eeu. Ons in die westerse kerk het nie 'n vaagste benul wat dit is om jou lewe vir Jesus af te lê. Letterlik. In 'n koue tronk te gaan sit soos Paulus gesit het. Om reiswater te drink en dan te werk asof hulle vir Farao gewerk het. Vandag werk hulle in myne in Noord-Korea, Christene. Jy en jou hele familie word in tronk gesit as jy Christus bely, want Kim Jong-un is keiser, is koning. As jy nie dit erken nie, word jy vervolg. Wie van ons word vervolg vir dit wat ons glo? Wie van ons het tot bloede toe gelei? Jy ken die term, why do bad things happen to good people? Het julle het al gehoor, na so 'n vraag. Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? As ons teruggaan na die waarheid, het iemand gesê, there was only one who really is good who suffered. And that was Christ. Because God is good, Christ sien homself ook as goed uit God uit. Hy is die enigste een wat goed is en hy het gelei omdat hy goed is. Geen ander mens ly onskuldig nie. Ons kan sê, ja, maar hierdie mense het onskuldig gelei. Niemand ly werklik onskuldig nie. Want ons is almal gebore in sonde. Psalm 34, waar Dawid sê, menigvuldig is die teëspode van die regverdige, maar uit die red die Here hom almal. Natuurlik praat Dawid nie primêr van Christus. Want hy het baie teëspode gehad. Baie teëspode gehad. Hy het verwerk, hy is gemartel, hy is doodgemaak, en hy was goed. Daar word baie vreemde interpretasies gemaak deur baie voorspoedkerke vandag oor lyde. Hulle sê as jy ly, is daar iets met jou verkeerd. Jy het iets verkeerd gedoen, dis waarom jy ly. Dis wat van Paulus ook gesê. Paulus, jy is in die tronk, jy sien? So jy moes iets verkeerd gedoen het aan God. Het Paulus iets verkeerd gedoen aan God? Ja. Hy het Jesus se liggaam vervolg. Hy het geweet. Maar hy weet dit ook van die Ou Testament. Ons kry 'n hele boek van Job, van oor lyde. Ons kry die verhaal van Josef. Ek wil net 1 of 2, want nou dis reg deur die Bybel, lyde. Wat het gebeur met Josef? 'n Antitype van Christus. Josef word deur sy broers verkoop as 'n slaaf. Deur sy broers. Christus Jesus as mens wordende God word basies ook uitverkoop aan die Fariseërs. Josef word valslik van verkrachting aangekla. Jesus word ook valslik beskuldig. Josef is 3 jaar in tronk. Jesus is 3 jaar of 3 dae in die graf. Soveel antitype van Josef. Dit spel lyde. Christus het gelei. So lyding is reg deur die Bybel. Die mense wil dit net nie lees nie. En as jy kom by 'n tema of om te praat oor lyde, daai gedeelte in die Bybel, hardloop jy vinnig oor. Jy wil nie te veel tyd spandeer aan not too much about suffering. Thank you very much. Want die wêreld is baie genoeg soos dit is. Hebreërs 13 vers 2, wanneer waarskynlik Paulus in Hebreërs skryf, hy sê,
Dink aan die gevangenes asof julle mede-gevangenes is. Die letterlike Grieks beteken, bid aan hulle wat in gevangenis asof julle aan hulle vasgeketting is self. So moet julle vir hulle bid. Julle is vasgeketting saam met hulle in Noord-Korea en China. In kommunistiese lande is julle saam met hulle. Saam met hulle in gebed. Maar ons bid so min. Lydia bid hier so vir 5 minute vir mense in verskillende lande. Wie van julle ondersteun geopende deure? Kan ek vra. Weet julle van geopende deure se werk? Ons bid te min vir siening. En een van die prominente organisasies is geopende deure want ons is eintlik deur as ons nie kan self gaan nie. Want eintlik beteken dit hier ons kan nie van hier af ry Johannesburg en daar vir Christen in die tronk kry. Ons sal nie daar kry nie. Maar ons kan nie vlieg. Ons sal nie toegelaat word in Noord-Korea nie. Ons kan nie in China toe gaan nie. Soos Etienne dit gedoen het. Om vir hierdie Christene te gaan sorg en hulle te besoek in die tronk en vir hulle te ondersteun. En weet jy wat die meeste mense se antwoord is? Hy sê, ons bid vir jou. Waarvoor kan ons vir jou bid hier in die tronk? Hy sê nie bid dat die Here my sal vrylaat nie. Hy sê bid dat ek nie die Here se naam sal verloon hier nie. Al sterk ek ook, dat ek nie sal ingee om Jesus se naam te verloon. As ons nie kan self gaan nie, moet ons gee. Nou praat ek van geopende deure. Ondersteun hulle, want hulle is die mense wat toegang het. Hulle is die mense se broer, dit begin by broer Andrew, wat Bybels oor die grens gesmokkel het na Roemenië toe en ander lande, die geopende deure. Van nou vir broer Andrew, dat hy oor die berge gegaan het met Bybels, dat hy deur die kommunistiese in Oos-Duitsland gegaan het, dat die wagte nie sy hele kar gesien het vol Bybels nie, want hy was op pad om die evangelie en die Bybels vir mense te vat. En die Here het blinde oë toegemaak. Dit het by hom begin. Dit gaan nog steeds aan. Geopende deure gaan aan, want hulle het toegang om plaaslike kerke in kommunistiese China ondergronds te ondersteun. Die mense gaan nie dan sê, ons is Christene, ons wil graag die mense in die tronk besoek. Hulle gaan soontoe om maar vryskutwerk te gaan doen in Noord-Korea, as hulle toegelaat word, of Rusland. En dan gaan besoek hulle die mense en hulle gaan hoor by die ondergrondse kerke, want hulle het kontakte nog steeds by die ondergrondse kerk in al hierdie lande. En ons sê, nee, ons het nie 'n vermoë om te gee, dan moet ons bid. Dan het ons geen verskoning om vir hulle dag en nag te bid en in te tree, ons broers, want anders staan ons nie saam met hulle nie. Dan staan hulle op hulle eie. Dit is wat Paulus van sê, dit is vir hulle 'n gawe. Jy sien, hierdie gawe om te lei is nie vir almal gegee nie. Dis nie vir die mense in die weste gegee nie. Daai gawe, die charis om te lei, is gegee veral vir ons broers en susters in geslote lande. As ons kyk na ons eie lyding, baie keer is ons die oorsaak van ons eie lyding. Ons eet verkeerd, drink verkeerd, ons lewe nalatig, roekeloos, ons loop kaalvoet in die winter, gaan haal sekere goed, ons bevind onsself in plekke waar ons nie moet nie, wat te koud is en gevaarlik is. So as ons dan ly, kan ons regtig sê, dis die gawe van lyding. Regtig nie. Maar God laat dit toe. Jim Rohn Kalman, hy quote, we all must suffer from one or 2 points. The pain of discipline. Want God dissiplineer die wat hy lief het. Or the pain of regret. Ek praat nie eers van ongelowiges wat ly nie, want ons baie ongelowiges wat ly. En vir baie van die mense is bad luck. Het jy al gehoor van wat sê Hindus, bad karma, slegte karma, wat die mense laat ly. Jy is gebore in 'n verkeerde caste in Indië, in 'n verkeerde caste, daarom ly jy. Hulle glo nie aan Christus nie. Want Christus is in beheer van sy kinders se lewens. Hy bepaal wat en hoeveel mense moet ly. Maar waarom moet ons ly?
Nommer 1, omdat ons dit verdien. Verdien Paulus om te ly en tronk te wees? Absoluut. Hy sê self, 1 Timoteus 1 vers 12, ek was 'n lasteraar, vervolger en 'n geweldenaar van wat? Van die liggaam van Christus. Ly hy dan regverdig? Is dit dan reg van God om hom te laat ly? En tog sê hy, God het my genade gegee. God het my genade gegee. Maar eintlik as ek moet kyk na my eie lyde, is dit regverdig. Dus hy self sê 1 Korintiërs 15 vers 9, ek is die geringste, jy wil kyk 1 Korintiërs 15 vers 9, ek is die geringste van die apostels, sê Paulus. Nie eers waardig om 'n apostel genoem te word nie. Hoekom? Omdat ek die kerk, aanhalingstekens die liggaam van Christus vervolg het. Weet hy dit? Sê hy dit? Ja. En dan sê suffering as discipline to wean us from the world. Why do we suffer? Nie net soos die Christene in kommunistiese lande nie. Because God wants to wean us from the world. Julle weet, hier is Engelse mense, wat is wean? Om jy te speen van die wêreld. God leer ons om gespeen te word van die wêreld. Ons nie meer afhanklik is van die wêreld nie, maar uitsluitlik, solely dependent upon God in Christ. Daarom lyde. Ons moet besef, God wil hê ons moet totaal en al van hom afhanklik wees. En ons moenie op mense vertrou nie, want Jeremia 17 vers 5, sal dit vir julle lees, vervloek is die mense wat op vlees vertrou, sê Jahwe. Vervloek is die mense wat op vlees vertrou. Gerem, is 'n erge woord in Hebreëus vir vervloek. Harem is ook in die moslems, is harem. Ja, maar hier is dis gerem, né? Vervloek is die wat vertrou op vlees. Want God leer ons om op hom alleen te vertrou en hom te bly. Wat sê Spurgeon? I blessed the wave that hit me against the rock. Ek seën die golf wat my teen Jesus vasgeslaan het. Wat 'n probleem dit ook al is. Dit het my teen Christus laat vashou aan die rots. Dit leer ons om vergenoeg te wees. En dit is so belangrik. Hier's 'n aanhaling van 'n soldaat, ek dink was in die Tweede Wêreldoorlog, Confederate soldier. Hy sê, I asked for strength that I might achieve. I was made weak that I might humbly obey. I asked for health that I might do great things. I was given infirmity, sick and others, that I might do better things. I asked for riches that I might be happy. I was given poverty that I might be wise. I asked for power that I might have praise of men. I was given weakness so that I might feel the need of God. I'd feel the need of God. I asked for all things that I might enjoy life. I was given life that I might enjoy all things. Perspectief verander. I received nothing that I asked for, but all that I hoped for. My prayer was answered. I was most blessed. Almost despite myself, my unspoken prayers were answered. Sê die soldaat, I am among men most richly blessed. Because God het my gegee wat ek regtig nodig het. Nie wat ek wil hê nie. Hy gee my wat ek nodig het. En sy doel, Hebreërs 2 vers 10, dit het God behaag om Christus te laat ly. It pleased God to crush his own son. Hoekom? Omdat hy hom gehaat het? Nee. Want as dit nie was nie een gelowige vandag nie. Hy is nie geweet om weer te glo nie. Jesus sê, Hebreërs 2 vers 10, is volmaak gemaak deur lyde. En Jesus sê, ons gaan ook volmaak word. God se wil, se doel, om ons volmaak te maak. Hoe? Soos Christus. Christus is volmaak. Wegvrede, wees julle dan volmaak soos my Vader in die hemel volmaak is. Ek moet julle volmaak maak. Hoekom? Vir my heerlikheid. Vir julle krag om your power to endure. Ek ken die verhaal van Paulus wat sê, hy ken 'n man wat opgeraap is na die hemel en hy weet nie of dit in sy liggaam of in sy gees is nie, maar
om Paulus nederig te hou, is hy in die Afrikaanse vertaling praat van 'n doring in die vlees gee. Die eintlik is 'n styk. Weet jy wat 'n styk is? Styk is 'n groot pen. Paulus sê, hierdie engel het my gegee om my gesig te slaan. En 3 maal het hy gesê, Here, verwyder hierdie styk of die doring uit my vlees. En God het gesê, nee Paulus, God kan nie sê. Hy sê baie keer ja. Hy sê nee, sê wag, maar Paulus sê nee Paulus, soos Moses, nee Paulus, Moses, jy sal nie in die beloofde land ingaan. Maar hy sê vir Paulus, hoekom? Omdat my krag, sê God, nie jou krag nie, my krag word in jou swakheid volmaak gemaak. Mense is bang, want hy sê die Here, doen slegs u wil met my, en dan gaan dit swaar en sê, maar Here, wat gaan nou aan? Maar jy het dan gesê, doen slegs my wil. Ek wil myself in jou verheerlik. Dan ook weer eens, dit is belangrik. Ons moet onthou, as ons deur lyde gaan, wat sê Paulus in Filippense 1 vers 19? Hy sê, want ek weet dat alles tot my redding sal lei, omdat julle vir my bid, eerstens, en dat die Gees van Jesus Christus my ondersteun, die ander Jesus, ondersteun my. Waar is God as mense lei? Sy kinders lei. Hy staan van 'n afstand en kyk en kry ons so jammer. Nee. Monty Showland, een van die dosente by Rosebank Bible College, het eendag vir ons paasfees gepraat van, where was God when Christ suffered? By hom. God was in Christ, reconciling the world to himself. Het God gelei? Ja. Because God was in Christ. Besig om die wêreld met homself te versoen. So, dis nie, jy ken die liedjie, from a distance, God is watching from a distance. Dis nie waar nie. God se Gees woon in ons, deur ons lyde. Hy verlaat ons nooit as ons ly. Jy is by ons, hy word genoem die trooster, die een wat langsam kom om ons te help, sodat ons volgens Jakobus 1 vers 12 ook die oorwinnaarskroon kan kry. Maar altyd tot God se heerlikheid. Ons ly vir God se heerlikheid. Ek weet baie van julle ken Joni Eareckson Tada, kwadripleeg wat kanker het, ewig in 'n rolstoel gekluister en baie siekte het. Het julle al haar getuienis gehoor? As julle nog nie na Joni Eareckson Tada gaan luister, doen jouself 'n guns, gaan luister na haar getuienis. Jy sal rykdom hoor, rykdom, goud, louter goud. Dankie vir dat die Vader in ons is deur sy Gees as ons deur kort lyde gaan. Dit gaan nie altyd, onthou ons het verlede week sê, God will not allow you to be tempted or to suffer beyond your ability to endure, but he will also send the outcome. Hy sê, hy het lewing stuur in die lyde. Want hy is saam met ons in die lyde. Alhoewel ons nie ly soos die Christene in die vervolgde lande nie. Weet jy wat die Christene in die vervolgde lande altyd gesê het, as hulle deur die kommuniste aangeval word? Die Chinese het altyd gesê, ons is soos bamboesriete. Hoe laer hulle ons afsny na die grond toe, hoe hoër en hoe sterker word ons. Weet wat bamboesriet? Word net sterker en sterker. So, sny ons af. Ons kan Jesus nie ontken nie. Sny ons laag. Ons groei net groter en sterker. En ons weet daar is 'n gevra vir et en daar is 'n ontploffing in die Chinese kerk. Because the blood of the martyrs is the seed of the church. Die Russiese Christene het altyd gesê, ons is soos, wanneer die kommuniste hulle vervolg, het gesê, ons is soos spykers, hoe harder hulle ons slaan, hoe dieper is ons impak. Die Indiese Christene het gesê, ons is soos blomblare, hoe harder hulle op ons trap, en meer hulle op ons trap, hoe sterker kom ons geur na vore. Hulle het ook gepraat van teeblaar, hoe meer warm water oor ons kom, hoe duideliker kom ons aroma uit. Ons het nie die gawe van lyde nie. Ons ly, ons het nie die gawe van lyde nie. Die mense in daai kommunistiese lande weet hoe om te ly.
Maar hulle weet in alle lyde staan God by ons. En kan ek herinner dat ons op pad is na so 'n regering, ek wil hier nie voorspooksels maak op politiek praat nie, in 2027 word 'n nuwe ANC leier gekies, want Ramaphosa gaan nie verder regeer nie, so, en op die oomblik is die adjunkt president op in een mis met die EFF en die MK-party. Kan jy sien waarna ons waarskynlik gaan? 2027, 28, as die Here nie ons kom wegraap nie. Dan kan ons soos die Hebreëse Christene sê, julle gaan ons goed kom beskeer. Julle gaan ons eiendom kan julle verskil. Ons sê nie hulle gaan nie. Ek sê net, moet nooit sê dit sal nooit gebeur by ons nie. Want ons mag ook gegee word 'n gawe om te lei. Mag ons in ons klein verdrukking die toets weerstaan. Ons ligte verdrukking van pyn, siekte, tekorte, ander probleme, sodat wanneer die ware toets kom, ons regtige toets word, ons die prys sal betaal, die wedloop steeds sal voltooi en sê, jy kan alles wegvat van my, maar jy kan Christus nie van my af wegvat nie. Hoor wat die Christene sê in die tronke. Vat my lewe, vat alles, vat my familie, vat alles van my weg, maar jy kan nie Christus van my wegneem nie. Mag die Here ons ondersteun. Ek weet dit is 'n harde boodskap. Ek sal nie elke week preek oor lyding nie, maar ons moes hier stil staan oor lyde. Ly sal ons ly. Iemand sê, we all must suffer sometimes. Partykeer moet ons almal ly. Maar wat maak ons wanneer ons ly? Draai na die Here toe. Hy is ons troos, hy is by ons. Dit is nie soos 'n vriend wat sy hand om jou skouer sê, kom, ag, sies toe. Hy is in ons deur sy gees. En hy weet wat God sal toelaat. Sodat ons kan saam staan, sy aan sy, die oorlog klaarmaak, die wedloop klaarmaak. Mag die Here hierdie tematiese boodskap aan julle harte seën. Amen. As ek daar gebid het. Hemel Vader, ons dankie dat u woord waarheid is, Here, en ons die Engels sê, we consult the full counsel of God. Nie halwe dele van die Bybel wat dit ons pas nie. Ons kyk na die hele skrif en weet, Here, as dit swaar gaan, as ons ly vir verskeie redes, Here, as dit vir dissipline is, Here, dat dit nie sal wees vir ander redes nie. Ons vra dat u gees, die gees van Christus, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 17, die gees van Christus ondersteun my kragtig. Mag ons ook getuig dat die gees van Christus, die ander Jesus ons, in al ons beproewinge, in al ons pyn, in al ons nood, kragtig ondersteun. Dynamos, die krag van Christus, wat ook in ons werk. Nie net tot ons redding nie, maar ook tot ons, Here, volmaaktheid in Christus. Help ons, Vader, om, as dit dan swaar gaan dit moet, Here, geloof tegemoet gaan, dat u in ons is, soos u ook in Christus was. Help ons om in u te bly, Here, om nie u naam te verloon, as dit swaar gaan nie. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.